Dane is so 'n probleem op oomblik. Kenzie, Geen probleem. kom hierso. Kom, hierso, lê. Okay, kan jy maaggromme uitedit? Okay, dis fine. Ek het nou 3 druiwe geëet. Ek klink soos hierdie Hallo julle, baie welkom by vanaand se video. Soos julle op Instagram gesien het, het ek rukkie terug gesê ek gaan weer kuiervideo's skiet met mense wat my inspireer en spesiaal is vir my, wat ek dink dalk iets het wat vir julle ook kan inspireer en spesiaal wees. So vandag het ek my liewe vriendin Cara Du Toit. Yes. Hallo. Ja, obviously. Cara, net so 'n bietjie backstory, is eintlik goeie vriendinne met Estie, wat ek my heel eerste keer video mee geskiet het. So daai link is hier onder, gaan kyk as jy hom gemis het. So jy en Estie was saam op Stellenbosch. Ja, ons het saam drama geswat op Stellenbosch so 'n Ja. paar jaar gelede. Ander video. Ander video. Ja, ons het saam geswat op Stellenbosch. Okay, yes. Great. En toe was ek en Silje was by een van Estie en Lauren se shows en jy was hier en was in Johannesburg. So was in die Kaap en ek en jy het ontmoet en dit was soos instant. Ag, got on like a house on fire, soos party mense sal sê. Daar, sure. Jokes. Nee, daar het ek geklik en dit was baie special en ons FaceTime mekaar want Johannesburg is so ver. En ek weet skim wat jy trek, maar nee. Wil jy Ek wil nie byt nie. Nee. Nee. Maar anyway, sy is nou hierso en soos ek nog gesê het, Cara is 'n akteur. Sy werk op die oomblik aan 'n redelike opwindende produksie wat Februarie op julle kassie sal wees. Dis eintlik tegnies al lank op julle Dit is al op julle kassie, maar sy. Maar ek gaan aansluit Ja. by die kassie gehoor. Ja, so gaan follow haar op Instagram om 'n bietjie meer te kyk wat sy doen. Sy's net 'n overall cool mens soos julle kan sien. En dan kan julle deel in haar opwinding wat hierdie nuwe projek betref. In voorbereiding op jou vrae of jy die video's van my wil skiet, het ons eintlik 'n hele paar goed af mekaar heen en weer gestuur. Dat ons gesê dit kan werk vir die video, dit kan werk vir die video en 2 weke later hier sit ons en ek weet nie hoe voorberei ons werklik is nie, maar dis ook okay. Ons gaan op hart. Ja. Ja. Ek dink dis wat in die verlede vir ons gewerk het. En ons baie jarelange vriendskap van Want dit ek by troue was. wat Nee, sy ek nie stem was. saam met jou. Daar's baie goedjies waaroor ons al gesels het. Hallo. Kenzie. Waar ons regtig aanklank by mekaar gevind het. En ek dink een van die eerste staf is dat toe ons mekaar ontmoet het, was ons in hierdie besondere space waar ons besef het ons wil transition in iets nuuts in. In terme van loopbaan. In terme van loopbaan Ja. veral, which has a bunch of personal repercussions or Ja. consequences. Ja. Dit Of 'n ripple obviously- effect wat dit ander het 'n goed ripple affekteer, effect, ja. absoluut. En dis wonderlik want ek dink dit verg baie dapperheid om uit te tree in iets in en te sê hier is ek wil dit probeer, ek maak myself beskikbaar. Ja, jy moet baie weerloos wees in daai besluit en sê okay, ek doen dit. Ek verander van loopbaan. Ja. Ja. En dit is lekker om allies langs die pad te stap wat dieselfde waardesisteem het en wat mens kan back en accountable hou en aanmoedig. Ja. And that's what I found in you. So, thanks girl. Oh. Jy het drama gaan swat en jy het die kunste Ja, ek het die vermaaklikheidsbedryf. Is dit wat ons dit gaan noem? Dit is, ja. Ja, so ek het in 2012 klaar geswat. Ek het 'n nagraadse bemarking na my drama graad voltooi. Okay. En toe het ek Johannesburg toe getrek want ek was verloof aan my wonderlike husband. Oh, shout out Shout out vir J-Lo. En toe het ek die vermaaklikheidsbedryf betrek. Ek het 'n agent gekry deur iemand want ek het nie geweet waar om te begin nie. Ek het ook nie gevoel asof ek enigstens 'n noemenswaardige CV het nie, want ek het nie een gehad nie want ek was 'n student. Ja. En kry toe 'n agent en begin vir audisies gaan en voel sterk, voel geïnspireerd en voel eintlik ongeskenk deur die werklikhede wat die industrie inhou. Jy's op 'n pragtige manier naïef want jy weet nie wat dit kos nie. En dan gaan die tyd verby en en ek het trokke gerok by 'n klomp ander goedjies so ek dink dikwels as mens vryskut is, kan jy nie altyd bekostig om net dit te doen nie. Jy moet obviously 'n paar side hustles hê and that is what I had. Ek het
gewerk in recruitment vir op 'n call. Ek het gewerk in teaching vir 'n wonderlike company met die naam Buzz Drama, dance and singing. Buzz is awesome. En daar het ek actually my skills gebruik wat ek geswat het. Ja, om met kinders foundation phase te werk en ek het saam met 'n vriendin 'n besigheid begin. Dit het nie gewerk nie want ekonomie, maar ook net 'n wonderlike leerskool. Lang storie kort, was so 3-4 jaar in dit en toe bietjie soos compound interest het ek waarskynlik goed begin overthink, bietjie aan angstigheid begin ly en net in my kop gelewe, which is something dat ek dink nie net met akteurs gebeur nie, dit gebeur met almal. Jy begin in jou kop lewe en jy kan amper nie uit daai tronk wat jy vir jouself bou klim nie, want jy het 'n klomp vooropgestelde idees oor jouself. Jy kyk na die evidence en jy kan nie mooi onderskei. Byvoorbeeld ek is nou 'n akteur, right? So die eerste vraag wat mense sal vra is waar kan ek jou sien? En dan is die antwoord nee, ou gaan maar net vir audisies. En ekskuus, ek wil net sê ek dink wat ons beroepe en baie beroepe in die vermaaklikheid, ek dink modelwerk val so 'n bietjie in dit in. Absoluut. En dit ons het gister aan geraak is dit is 'n beroep wat jy nie regtig beheer het oor sukses of 'n kreatiewe inset het spesifiek nou in 'n model se opsig, want jy is eintlik maar net 'n coathanger. Maar soos ek gaan vir castings en of jy die werk kry of nie is nie jou besluit nie. Ja, dit berus nie eintlik by jy kom, jy doen jou beste, ja, en dan moet jy berus by die feit dat hulle het 'n baie clear idee van wat hulle soek en om dit nie persoonlik te neem nie, so skripte is baie makliker gesê as gedaan. Verskriklik. En ek dink dit is wat gebeur het, nie dat ek dit al persoonlik geneem het nie, maar dat ek nie meer kon onderskei tussen die hoop en die optimisme en die opwinding van die industrie en die failure. Soos dit het vir my een groot ding geword en dit het my afgesit en ek het angstig begin raak en ek het besluit, cool. Daar was iets wat ek baie meer graag wou gehad het as 'n loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf en ek dink dit is om 'n heel mens te wees. Nie 'n perfekte mens nie, 'n heel mens. So ek het toe by 'n corporate begin werk van alle goeders, 'n fintech, 'n finansiële. So jy het toe aktief besluit ek verlaat my agentskap, ek doen nie meer castings of audisies nie. Dit was 'n hele rou proses. Ek het my agent 'n lang brief geskryf. Almal om my het geweet hier's nou die einde, baie dramaties. En toe doen ek dit vir 3 jaar en nou 3 jaar later het ek gevoel ek wil hierdie weer doen. Ek wil en dis waar ons mekaar ontmoet het toe jy besluit het at that intersection. Ek wil nou weer dit 'n go gee. Kyk hoe dit gaan. Met 'n ander aanslag, met 'n ander gesindheid. Having done a lot of homework. So ek kom met 'n ander tipe van 'n binnewerke. Ja, ek het gesien dis ja. Maar wat ek wil sê in 'n manier is dit vir my so 'n bietjie soortgelyk aan hoe my loopbaan gegaan het, want ek was al van die diep kant ingegooi op 16 en ek was bevoorreg dat ek hierdie groot jobs geboek. Ek het sonder dat ek voor gevra het en sonder dat ek besef het dis terug wat so jy gesê die naïwiteit wat goed was in 'n sin vir jou, was dit ook dit is my absoluut beskerm teen. Ag jy shoot Prada dan sê ek soos wie's Prada. Ja. Ag jy ontmoet Anna Wintour van Vogue dan sê ek soos cool. Wie's Tannie Anna. What a woman. Ja. Dit het my definitief beskerm, ja, wat ek baie waardeer en dankbaar voor is. Ek het ook op 'n punt gekom wat joune was miskien angstigheid, dat jou angstigheid was doen ek die regte ding, hoekom behaal ek nie sukses nie en so. Waar myne was wat doen ek hierna? Want dis nie asof modelwerk 'n vol loopbaan is wat jy kan doen tot jy aftree op 65 nie. Fases daarvan miskien 'n bietjie en so. Ek het nie my rak lewe. Daar is dit. Ja. En ek was ook onseker wat gaan ek nou doen as ek nou eendag lelik en oud is, jy weet. So dan want nou het ek nie 'n backup plan nie. Ek het nie my matriek klaar gemaak nie. Wat nou? En in daai wat nou, wie is ek? Het my angstigheid gebeur en ek kon nie myself skei van Katrine model en wie is ek werklik nie. So ten spyte van die sukses wat ek gehad het in my loopbaan, was ek ongelooflik ongelukkig en onseker vir myself. En toe het ek ook besluit, I'm taking a step back. Ek het nie officially my agentskappe verlaat nie, maar ek het vir hulle gesê los my uit vir 'n jaar. En ek het in daai jaar niks geshoot nie en ek het teruggekom, my matriek klaar gemaak deur korrespondensie. Toe het ek ook al gevoel nou is ek reg om dit weer 'n go te gee, maar ook met 'n beter uitkyk, 'n meer mature mindset. En ek dink ek was letterlik in jare was ek nou 'n bietjie ouer geweest ook, so ek kon nou 'n bietjie meer onderskei tussen dis net my werk, nie wie ek is nie. Ja, absoluut. En sleutel. Maar ook het ek gehad, okay, nou het ek daarom iets
nou het ek daar my matriek en dit was vir my half soos 'n badge of honor. Ja, so bietjie. So Absoluut. Jy is nie net 'n model nou nie, en want Ja. daar's maar stereotypes wat is seker maar rondom akteurs en weet daar is baie spesifiek rondom modelle en dis ek is almal hoor dat ek my skool klaar gemaak nie en ek gaan eendag wie weet wat moet doen net om somehow Make ends meet. Ja, exactly. So toe het dit vir my 'n groter confidence boost gegee. Iets eenvoudigs soos 'n matrieksertifikaat meer as die sukses in my loopbaan. En toe kon ek dinge van die industrie kon ek toe nou beter hanteer en Wat ek hou van wat jy sê is dat soms moet mens buite jou onmiddellike verwysingsraamwerk tree, jouself daartoe rus op 'n manier opbou, blootstel, wat ook al dit is. Toelaat dat dit jou shape verander Ja. uitdaag. ja. Sodat jy kan terugtreë in jou Yes. onmiddellike verwysingsraamwerk Ja. en dit met 'n ander angle, ander oplossings hê vir dieselfde probleme. Ja. Daai perspektief, which is something wat ons al baie oor gesels het. En dit is soms iets eenvoudigs soos jy sê of iets kleins seemingly, but it's not, it's actually huge. Want ek dink mense maak so maklik aan jouself oaths dat ek sal nooit dit doen nie of aan die ander kant ek wil dit nog eintlik eendag graag doen, maar ek maak nie tyd vir dit nie. Ek maak nie 'n prioriteit die nie. moeite. En as ons maar net geweet het wat dit partykeer unlock as jy wel hard werk om daai goed te bereik of so aan. Vir my ook, ek voel confident in wie ek nou is en waarmee ek nou besig is, omdat ek vir 'n fintech gewerk het, 'n wonderlike maatskappy vir 3 jaar. Ek het saam met 'n klomp developers en besigheidsanaliste gewerk. Die environment was totally removed van enigiets wat ek nog ooit geken het. Dit was baie uitdagend soms geweest want ek moes rewire hoe ek myself sien. Ek het nou nie in Moorse baie produksies gespeel voor ek uitgetree het nie, maar ek was eintlik my hele tyd voor die kamera gewees en daar's ek perform vir iemand en hier tree ek in 'n rol in waar ek heeltemal behind the scenes is tot 'n groot mate. En dit het my uitgedaag want ek sê ek shine nou nie meer nie. Dis so silly, maar jy besef soos, ek besef ek shine eintlik nog heeltyd al is dit net vir my familie en geliefdes. Wat vir wie jou eie videoetjies Ja, soos dankie dat julle altyd jou 'n reaksie gee. Ja, dit was so goed want dit het iets wat 'n bietjie geskaaf en skier aan jou. Maar dit was iets heeltemal anders. En baie keer moet mense intentionally daai besluit neem om te sê ek gaan nou presies die teenoorgestelde doen van dit wat ek ken. Want miskien ontdek ek ietsie van jouself. Dit laat my nou net dink wat weet mense sê altyd jy moet net iets een keer probeer. Yes. Maar ek dink jy moet dit 2 keer probeer. Want jou eerste keer is jy te overwhelmed of jy's te bang. Silence on set. Askies. Jy moet iets 2 keer probeer, nie net 1 keer nie, want dan kan jy 'n tweede keer regtig ek hou so baie van dit. Ja. Toe jy dit gesê het, was ek soos yes girl, dis waar. Ja. En dit is maturity. En dit is 'n ongelooflike mature manier om enige ding te aan te pak want jy moet besef daar's 'n jadedness, daar's 'n vooropgestelde idee wanneer jy die eerste keer in aanraking kom met iets en so aan. So ek sê skieurig, né? Jy het in die modelwerk beland sonder om regtig daarvoor te gaan soek. Ja. Jy het dit embrace, jy het 'n ongelooflike sukses daarvan gemaak. Wys gewerk met die geleenthede wat na jou kant toe gekom het. Wys gewerk. Waar is jou hart nou met betrekking tot die modelbedryf en in dit werk en so voort? Vertel vir my daarvan. Is interessant dat jy dit vra want ek dink daar's 'n paar mense wat eintlik nog op my Instagram ook so 'n bietjie gevra het, maar doen jy nog modelwerk? Of doen jy nou hierdie koffiemerk trein motiveringsding voltyds? Dit is of moeilik vir my met regtig te antwoord want I don't really know. Ek is nog met 'n modelagentskap. Ek doen nog modelwerk. Ek sê nog as ek met forums invul occupation sê ek model. Ek dink wat dit is ek was reg vir 'n volgende ding in my lewe. En ons het vir 'n bietjie gepraat oor hoe in my beroep is daar 'n rakleeftyd of jy dit nou wil erken of nie. So ek het begin dink, okay, cool, ek sal nou maar die lande moet voorberei in case my agent eendag vir my sê, "Wel, sorry skat, jy's nou 'n bietjie oud, niemand boek jou meer nie." To be honest, hoe koffiemerk trein gegroei het en dit waarmee ek nou besig is in dit, het ek nie verwag gaan so vinnig groei nie. So ek het gedink dis iets wat ek hier en daar gaan doen, maar dit het my so opgeneem die jaar dat ek nie eintlik wou travel nie. Ons het ook huis gekoop einde verlede jaar, ons het die honde gekry. Ek besluit toe alles het nou presies in plek geval dat ek is reg en hier om hierdie ding nou aandag voor te gee. Maar ek doen nog castings, ek doen nog shoots, ek het net besluit om nie hierdie jaar te travel nie. En ek sal steeds baie liever voor die kamera wees. Dit is my verskriklik lekker om te shoot en daai hele kreatiewe proses en deel te wees van 'n span wat passievol is oor hulle werk en mens maak iets moois vir ander mense. As model, en ek het ook vroeër aan geraak,
het jy geen kreatiewe insette of regtig 'n sê in wat jy doen nie. Ja, jy kan vir 'n agent sê nee, ek wil nie dit shoot of nee, ek wil nie dat shoot nie of boek vir my hierdie job as jy kan. Maar ek bedoel as jy opstel kom, was daar reeds 'n konsep opgestel, almal is gebrief wat hulle moet doen en jy is half die cherry op die koek. Jy kom trek net die baadjie aan en hulle neem jou af. Waar hier het ek 'n baie meer directional input as dit sin maak. Absoluut. Ek het 'n baie spesifieke doelwit wat ek wil bereik of 'n spesifieke idee van hoe ek hierdie ding wil bestuur. Ek besluit Jy kan 100% eienaarskap neem van die konsep en van begin tot einde seker maak. Dit werk soos vir al die beginfase, want as model soos ek sê, daar's dalk maande se beplanning in 'n campaign shoot. Jy kom op die nommer 99 kom jy in en jy word afgeneem en dan gaan jy en dan post-production het ook niks met jou te doen nie. Waar hier soos jy sê van begin tot einde is ek verantwoordelik. En is my baba wat ek aan werk en sien groei en so ek in 'n mate geniet ek dit meer, maar dit beteken ek doen nie nou nog modelwerk nie. Maar ek gee vreeslik baie tyd en energie aan Koffie met Katrein en aan hierdie besigheid brand wat ek besig is om te bou. En dit is ongelooflik satisfying want ek is ongelooflik passievol hieroor. Ek weet nie ander modelle daar buite wat op dit kyk, dit is moeilik om te sê dat jy passievol is oor modelwerk omdat jy nie regtig inset het oor iets nie. Ja, Soos ek sê is eintlik net die kouthanger. En dan 'n ander ding is omdat ek nie dit ooit wou wees nie. Nie uit 'n ondankbaarheid sê ek dit nie, maar ek het soos jy gesê het, ek het nie gaan soek nie. Ek het nie agentskappe toe gegaan en sê sign my nie. Dit het met my gebeur. So dit was nie eers iets wat binne my verwysingsraamwerk pas nie. So dit was moeilik om opgewonde te raak oor iets wat ek nie geweet het daar regtig is nie. Maar hieroor raak ek opgewonde. Hieroor is ek passievol en dit vir die eerste keer voed dit iets binne my, daai vlammetjie wat daai soos wat hulle sê daai passion. En dit is ongelooflik opwindend. Dis so cool. Ja. Ek dink dis baie maklik om 'n sekere stel idees te hê oor 'n industrie of 'n oor 'n industrie, maar ook oor jou storie byvoorbeeld. Wat ek hoor is eintlik maar net dat jy het 'n sekere set of skills gehad. Jy het skoonheid. Those were the cards you were dealt. Dis waarmee jy geseën is. Jy het daarmee gehasel. Vir 7 jaar het jy daarmee gehasel. En dit is 'n sleutel. Dis regtig 'n sleutel want soms ons het almal 'n idee van 'n tydlyn in ons lewens en dan gebeur staf. Jy besef ek is nou besig om hierin te woeker. Dit is nie waarna ek myself gesien het nie. Again back to my ervaring van eintlik al die werke wat ek nog ooit gedoen het. Is werke wat oor my pad gekom het. Did not see myself doing it. Wou dit nie doen aanvanklik nie, wou tye uitbuil. But I didn't, I stuck it through want deur die genade van die Here kon ek dalk identifiseer, hierso is iets vir my opgesluit wat my gaan toer is. En ek dink, maar ek dink dis ook vir jou maturity dat ten spyte van 'n situasie wat ongelooflik moeilik is. Daar was hoeveel kere wat ek wou handdoek ingooi en sê ek wil nie meer modelwerk doen nie. Ek wil nie weg wees van die huis af nie. Ek wil terug aan skool toe. Ek wil universiteit toe gaan. Daai goed wat ek al van selfsprekend aan voor toe my lewe gaan verloop, dit soek ek. Ek wil nie hierdie mee hê nie. En ek wil nie eensaam wees en alleen travel en met snaakse mense werk of wat ook al nie. Maar tog was daar iets. My ma het my gevra, wil jy ophou? En dan trane stroom en ek soos nee. Sure. Dis moeilik. Want hoe onderskei jy dat 'n situasie it's no longer serving you? Yes. En daar's ek dink 'n fyn lyn. Baie fyn. Ek dink iets wat iemand anders ook sê wat ek baie van nou is soos hierdie prentjie dat soos jou little cloud of grace het aanbeweeg. En om dit te kan sense, soos hier's nie meer genade vir hierdie situasie nie. Dis nie waar ek nou mee tekort skiet nie, daar's iets anders, iets anders, iets groters wat aanbeweeg het and I now get to go along with it. Ons kan bietjie dink ek nou met die vraag wat julle ingestuur het ek hier en ons gaan bietjie daaroor gesels. So een van die topics wat mense gevra het ons asseblief oor moet praat is verhoudings. Nou dit in sigself of op sigself is 'n baie breë term. Na aanleiding van ons gesprek, wat wou jy daar? Ek wou gepraat het veral van werksverhoudings en 'n werksdinamika en hoe ook al dit sê, dalk werk jy onder iemand en ons 'n interessante dinamika daar. En ook ek was al een keer in 'n situasie. Eintlik was ek al meer as een keer in 'n situasie en ek seker baie mense was waar 'n verhouding, daar was bietjie van 'n unequal yoke. So ek praat nie van 'n baas en jy is die werknemer nie. Daar is natuurlik 'n tipe van 'n hiërargie daar. Maar wanneer daar misbruik gemaak word of inlik 'n bietjie van 'n ongesonde balans. Dan moet mens ook baie ingesteld wees op waar's daai lyn vir I am
now voluntarily exposing myself to this? Is ek nou net stupid of moet ek so 'n bietjie vasbyt en ook genade hê vir die ander mens because there's no perfect leader. Oh my goodness. Ja, maar in elk geval dis net eintlik wat ek wou sê is om ook om daai gevoel te hê in vriendskap, in verhouding met jou man, met jou ouers, ouers, vriende, almal. Daar's 'n lyn van healthy boundaries. Die beste plek wat 'n verhouding op kan wees is om daai boundaries saam te kan bespreek en te kan sê, listen babes, hoe voel jy oor want dit laat my 'n bietjie ongemaklik voel en dit 'n vriendin het nou die dag vir my boodskap gestuur en ek het dit so waardeer. Sy het net basies so hard uitgespreek en gesê dat daar's ietsie wat gebeur het en ek het dit op 'n manier hanteer wat haar eintlik teleurgestel het en sy wil dit vir my sê want sy ken ook haar eie hart en she doesn't want anything to come between us. Maar kind of wees beter Cara, but op the most beautiful way. Mooi liefdevolle. Ja. En ek dink jy kan so iets vat in 'n verhouding as dit kom uit 'n plek van liefde en respek en Absolutely. nie jy is verkeerd, ek is reg nie. Absoluut. Ja. Ja, jy kan dit ontvang want jy weet ons vertroue in die verhouding. Ja, en dit het net eintlik verdieping in die verhouding gebring want toe kan ek vir sê, "Shucks, jy's reg." Ja. Jy's reg. En toe sê sy ook maar ek kon dit vir jou sê Want sy ek weet vertrou. Ja, jy sal dit kan neem. Jy is opgewasse in om dit te kan ontvang. Okay julle, ek weet ons stop op 'n random plek, maar ek en Cara het so baie te sê dat ons besluit het ons gaan vir John vra om hierdie video in 2 te split. So kom terug volgende week vir die ander helfte van hierdie video waar ons verder julle vrae antwoord, mekaar 'n bietjie vrae gesels oor die dinge wat springe. Sien julle volgende week. Yes. Nice. Okay. Thumbnail? Ja, kom ons sit met ons koffietjie. Geskilde die models soek drywe. Die models soek geskilde drywe. Kan nie hierdie tipe van arrogante goed in die bloopers sit nie. Mense moet dink ek's nederig. Sit daai. Kedokels. Pierpoep, bring die ambulans. Die mense het al sê die altyd pierpoep. En dit kom nie so kind. Ja, ons het hier oor gesels man, nou ja. Okay. Pierpoep help. Pierpoep is nou Indian night out as we said, ja. Okay.